Goeiemôre geliefdes en welkom weer eens by die Afrikaanse Evangeliese Kerk in Ierland. Geliefdes, vanoggend wil ek met julle gesels en ek wil vir julle 'n vraag vra. Jou vra: is jy gereed vir daardie dag? Is jy gereed vir daardie dag? Ons skrifgedeelte vanoggend is die eerste 8 verse van 1 Tessalonisense hoofstuk 5. 1 Tessalonisense hoofstuk 5 van vers 1 tot 8. Maar voor ons dan nou die woord oopmaak, kom ons maak net eers weer die oë toe. Here, baie dankie vir hierdie pragtige somersdag hier waar ons is. Wintersdag waar ander mense is. Here, maar hoe dit ook al sy, dis 'n dag uit u hand ontvang. Dit is 'n dag wat u aan ons skenk en daarom is ons dankbaar daarvoor, Here. Maar vanoggend wil ons dink aan die dag wat kom. Aan daardie dag wanneer u kom om ons te kom haal. 'n dag waar na ons almal reikhalsend moet uitreik, moet vorentoe kyk, moet verlang. Here, en daarom vra ek vanmôre dat u elkeen wat sal luister sy ore sal oopmaak, Here, dat hulle die boodskap sal hoor. Here, gee dat elkeen dit sal verstaan en dit in hulle harte sal bewaar. En Vader, dan weer eens vanmôre vra ek vir u dat u my asseblief moet seën, dat u my lippe moet aanraak en dat dit u is wat deur my spreek. In Jesus naam. Amen. Geliefdes, ons kon tog net 'n oomblik. Een artikel in die Reader's Digest, jare gelede, die Desember, Januarie uitgawe van 2015-2016, het gewaarsku dat 'n groot, langverwagte aardbewing langs die noordweskus van die VSA 'n massiewe tsunami kan veroorsaak, wat alles aan die kus van Washington tot by Noord-Kalifornië sal uitwis. En dit sou die ergste natuurramp in die geskiedenis van Noord-Amerika wees. Maar ten spyte van daardie duidelike waarskuwing, het ek nooit iets gelees oor mense wat in daardie gebied woon wat weggetrek of iets gedoen het om voor te berei vir so 'n ramp. En nadat ek die storie gelees het, het ek myself afgevra, sou ek enigiets aan daardie waarskuwing doen as ek in daardie gebied gewoon het? En die antwoord is waarskynlik nie. Want om na 'n ander gebied te verhuis sou 'n groot probleem gewees het. Jy sal jou huis moet verkoop, jy sal 'n ander werk moet kry en baie ander veranderinge moet hanteer en alles vir 'n onsekere gebeurtenis. Maar wat as hierdie voorspelde gebeurtenis absoluut seker was? Sou jy dan op die waarskuwing agslaan? Wel, geliefdes, soos ons almal weet, kan wetenskaplikes nie absoluut seker wees met sulke voorspellings nie. So, dit maak ons neigend skepties oor sulke ernstige waarskuwings. En die meeste van ons sal waarskynlik eerder ons kanse waag as om die moeite te doen om te vlug van 'n bloot voorspelde gebeurtenis. Miskien is dit hoekom mense God se waarskuwings oor dreigende oordeel vir alle sondaars ignoreer. In die Bybel waarsku herhaaldelik dat God se regverdige oordeel nie net hoogs waarskynlik is nie, maar absoluut seker. Soos Paulus vir die Ateense filosowe gesê het in Handelinge 17 vers 31, het God 'n dag bepaal waarop hy die wêreld in geregtigheid sal oordeel deur 'n man wat hy aangestel het, en hy het hiervan aan almal sekerheid gegee deur hom uit die dode op te wek. Maar die meeste mense maak dit af, of hulle dink dat aangesien hulle nie terroriste of verkragters is nie, hulle okay sal wees. Maar hulle doen niks om gereed te maak vir daardie sekere dag. En Paulus het sopas die vraag behandel of ons oorlede geliefdes in Christus sy wederkoms sal misloop. En Paulus het getoon dat hulle eintlik diegene wat nog leef sal voorafgaan wanneer daardie betekenisvolle gebeurtenis plaasvind. En hy wil hê dat ons ingelig en vertroos moet word met betrekking tot daardie toekomstige gebeurtenis. Maar nou wend hy om tot die kwessie,
van tye en tydperke, spesifiek die tyd wat die dag van die Here genoem word. En ons kan nie absoluut seker wees oor die Tessalonisense se vraag waarop Paulus gereageer het nie. Baie kommentators dink dat hulle gewonder het oor wanneer daardie dag sou plaasvind, of miskien was hulle bekommerd dat hulle nie geestelik en moreel waardig is om die Here te ontmoet op die dag van sy koms nie. Soos Jeffrey Weimar in sy commentary on the New Testament use of the Old Testament dan ook sê. En Paulus reageer, hy sê dan, of hy som die vloei van die eerste 11 verse, som hy op as volg. Hy sê, Paulus reageer op hulle angs deur hulle te verseker dat hulle nie die dag van die Here hoef te vrees nie in die eerste 3 verse. Hy verskaf dan 2 ondersteunende gronde vir sy bewering. Eerstens hulle huidige status as kinders van die lig en kinders van die dag, in verse 4 tot 5, en dan hulle vorige verkiesing deur God om verlossing en die ewige lewe te verkry, verse 9 tot 10. En dan sê hy, tussen hierdie 2 gronde is 'n beroep om waaksaam te leef as diegene wat aan die dag behoort, in verse 6 tot 8. En dan die bespreking sluit af met 'n vermaaning in vers 11. Nou ek wil vanmôre op 4 waarhede fokus in vers 1 tot 8. Die eerste is, die dag van die Here kom beslis, anders is God se woord nie waar nie. En die frase die dag van die Here word dikwels in die Ou Testament gebruik, byvoorbeeld in Jesaja 13 vers 6 en Jesegiel 30 vers 3, Joël 1 vers 5 en Joël 2 vers 1 en Amos 5 vers 18 tot 20. En die vroegste verwysing is in Amos, en dan is daar ook die verwysing in Malagi 4 vers 5. En word 4 keer in die Nuwe Testament genoem, Handelinge 2 vers 20, 1 Tessalonisense 5 vers 2, 2 Tessalonisense 2 vers 1, 2 Petrus 3 vers 10. En dit word ook genoem daardie dag, soos ons in Lukas 21 vers 34 en 2 Tessalonisense 1 vers 10 sien. En dit word net die dag in Malagi 3 vers 2 en 4 vers 1 en 1 Tessalonisense 5 vers 4 en Romeine 13 vers 12 genoem. En dan word dit die dag van God genoem in 2 Petrus 3 vers 12, die dag van Christus in Filippense 1 vers 10 en 2 vers 16, en die dag van Christus Jesus in Filippense 1 vers 6, en dan noem Paulus dit ook die dag van ons of van die Here Jesus in 2 Korintiërs 1 vers 14 en in 1 Korintiërs 5 vers 5, of die Here Jesus Christus, die dag van die Here Jesus Christus in 1 Korintiërs 1 vers 8. In Openbaring 6 vers 17 en 16 vers 14 verwys ook na die groot dag van hulle God se toorn en die groot dag van God die Almagtige. So die konsep verwys na God se ingryping in die geskiedenis, veroordeel oor sy vyande, insluitend diegene wat valslik beweer dat hulle sy volk is, soos Amos 5 vers 18 tot 12 waarsku, of vir verlossing en seën vir sy volk, soos Jesaja 11 vers 10 en 11 en Joël 2 vers 28 tot 32 vir ons sê, en dit word geïnterpreteer in Handelinge 2 vers 17 tot 21 om na Pinksterdag te verwys, en in Amos 9 vers 11 tot 12 wat geïnterpreteer word in Handelinge 15 vers 16 tot 18 om na Christus te verwys. Nou ja, dit was nou 'n mondvol, maar soms het hierdie katastrofiese oordeelsdae gedeeltelike vervulling gevind, toe God Israel se vyande uitgewis en sy volk van 'n militêre bedreiging verlos het, maar al sulke gebeure het vooruitgewys na die hoogtepunt van God se oordeel en verlossing in die eerste en tweede koms van Jesus Christus. En in 2 Tessalonisense 2 vers 1 tot 2 sê Paulus dat die dag van die Here die tyd is wanneer Christus kom en hy ons by hom sal versamel. En dit sal vooraf gegaan word deur 'n wyd verspreide afvalligheid en die openbaring van die Antichrist, wat Paulus die mens van sonde of die seun van verderf noem in 2 Tessalonisense 2 vers 3. Dus begin die laaste dag van die Here met die verdrukking en eindig met die tweede koms van Jesus Christus. En aangesien Paulus hierdie nuwe gelowiges oor hierdie komende sekere dag geleer het toe hy by hulle was, herinner hy hulle weer in vers 1 dat hulle geen nodigheid gehad het dat enige iets aan hulle geskryf moet word nie. En aangesien hierdie konsep van die dag van die Here so gereeld in die skrif herhaal word,
sal dit beslis gebeur, of anders is God se woord nie waar nie. Dis die enigste twee opsies. En om tot die gevolgtrekking te kom dat, omdat dit in 2000 jaar nog nie gebeur het nie, dit nie gaan gebeur nie, is om al die vele reeds vervulde profesieë in die Bybel af te skud. Maar Petrus het egter verwag dat spotters dit sou doen, want hy sê in 2 Petrus 3, vers 3 tot 7, dit moet julle veral weet, dat daar aan die einde van die dae spotters sal kom, wat volgens hulle eie begeerlikhede wandel, en waar is die beloftes van sy wederkoms? Want vandat die vaders ontslaap het, bly alles soos dit was van die begin van die skepping af, want moetswillig vergeet hulle, dat daar van lankal af hemele was, en 'n aarde wat uit water en deur water ontstaan het, deur die woord van God, waardeur die toenmalige wêreld met water oorstroom is en vergaan het. Maar die teenswoordige hemele en die aarde is deur dieselfde woord as 'n skat weggelê en word vir die vuur bewaar teen die dag van die oordeel en die verderf van die goddelose mense. So ons moet dus nie twyfel dat die dag van die Here kom nie, al is dit vertraag. Want jy moet of die Bybel heeltemal weggooi, of erken dat hierdie dag beslis sal kom. En die tweede punt wat ek wil hê ons moet na kyk is die dag van die Here sal skielik en onverwags en onontkombaar wees vir diegene in geestelike duisternis. Want verse 2 tot 3 van 1 Tessalonisense 5 sê, want julle weet self baie goed dat die dag van die Here kom net soos 'n dief in die nag. Want wanneer hulle sê vrede en veiligheid, dan oorval 'n skielike verderf hulle soos 'n barensnood 'n swanger vrou, en hulle sal sekerlik nie ontvlug nie. En wanneer die idee van God se ingryping en oordeel of verlossing opduik, dan is mense nuuskierig om te weet, maar wanneer gaan dit gebeur? En in Markus 13 vers 4 vra die disippels vir Jesus, vertel ons, wanneer sal hierdie dinge wees, en wat is die teken wanneer al hierdie dinge volbring word? En hy het verder vir hulle 'n aantal tekens gegee, waarvan sommige aanvanklik vervul is in die vernietiging van Jerusalem in 70 na Christus, maar ander wat wag op vervulling in die toekoms. Maar alhoewel Jesus 'n aantal toekomstige tekens gegee het wat sy koms sou aandui, het hy aan die einde van sy toespraak steeds die noodsaaklikheid beklemtoon dat sy volgelinge waaksaam moet wees. Markus 13 vers 37, hy sê, en wat ek vir julle sê, sê ek vir almal, waak. En weer eens net voordat die opgestaane Here Jesus opgevaar het die disippels in Handelinge 1 vers 6 gevra, Here, gaan U in hierdie tyd die koninkryk vir Israel weer oprig? En Jesus het in vers 7 geantwoord, dit kom julle nie toe om die tye of geleenthede te weet, wat die Vader deur sy eie mag bepaal het nie. En hy het toe voortgegaan om die groot opdrag te herhaal. Ons fokus moet nie op die vaststelling van datums wees nie, maar op die verspreiding van die evangelie aan diegene wat God se gewisse oordeel in die gesig sal staar as hulle nie berou het nie. En die frase wat Jesus gebruik het, die tye of geleenthede, is dieselfde as die wat Paulus hier in vers 1 gebruik. En toe Paulus hierdie nuwe gelowiges oor die Here se koms geleer het, het hy waarskynlik aan hulle oorgedra dat Jesus hierdie analogie van 'n dief gebruik het om sy volgelinge aan te spoor om waaksaam te wees en uit te kyk vir sy koms. Matteus 24 vers 42 en 43 sê ons, waak dan, omdat julle nie weet watter uur julle Here kom nie, maar weet dit, as die huisheer geweet het in watter nagwaak die dief sou kom, sou hy gewaak en nie toegelaat het dat dit in sy huis ingebreek word. So die punt van die dag van die Here wat soos 'n dief in die nag kom, is dus dat dit skielik en onverwags sal wees. En die analogie van die vrou wat geboortepyne het, kan 'n mate van onverwagtheid insluit, want al weet 'n vrou haar tyd is naby, weet sy nooit presies wanneer haar geboortepyne ernstig sal aanbreek nie. Maar die hoofgedagte van die geboortepyne is vir die swanger vrou is dat dit onvermydelik is. In 'n tyd toe baie vroue in kraam gesterf het, was daar altyd 'n mate van angs oor daardie onvermydelike proses. Maar swanger vroue het geweet dat geboortepyne die onvermiddelike gevolg van swangerskap was. En wanneer Paulus sê dat mense sal sê vrede en veiligheid net voor die vernietiging oor hulle kom, verwys hy moontlik na die profete Jeremia in Jeremia 6 vers 14 en Jesegiel in Hoofstuk 13 vers 10, wat die valse profete van hulle tyd veroordeel het, omdat hulle mense van vrede verseker het, toe God dreigende oordeel aangekondig het. Of hy verwys moontlik na 'n gewilde slagspreuk van die Romeinse ryk, wat vrede en veiligheid verklaar het aan almal wat onder hulle heerskappy was.
Maar die prentjie is dat mense 'n tyd van vrede en voorspoed sal geniet, miskien onder die aanvanklike heerskappy van die Antichrist, die nuwe wêreldheerser. Hulle sal nie die behoefte voel om met God reg te maak nie, en hulle sal die idee van dreigende oordeel aflag, net soos Lot se skoonseuns gedink het dat hy 'n grap maak oor die ondergang van Sodom in Genesis 19 vers 14. In Openbaring 18 bied dieselfde prentjie van wêreldse Babylon wanneer die Here terugkeer. Babylon sal voorspoedig en veilig wees en vir plesier leef sonder God. Maar skielik in 1 uur sal vernietiging oor haar kom en al haar groot rykdom sal verwoes word. En die woord vernietiging, soos beide Paulus en Johannes in Openbaring die term gebruik, verwys nie na vernietiging soos wat ons daaraan dink nie, maar eerder soos Leon Morrison sê, the first and second epistles to the Thessalonians, dit stel die verlies van daardie lewe wat werklik lewe is. En hy wys daarop dat in 2 Thessalonisense 1 vers 9 dieselfde woord gebruik word om ewige verbanning uit die lewende teenwoordigheid van die Here te beskryf, wat die betekenis daarvan dan vanoggend ook in ons teks is. En dan sluit hy af in sy boek op bladsy 154 en sê dit moet steeds beklemtoon word dat daar geen ander alternatiewe is as die lewe met die Here of ewige verlies nie. Die een of die ander is onvermydelik. En nou is die vraag, wat van gelowiges? Hoe beïnvloed die dag van die Here ons as gelowiges? En dit bring ons by ons derde punt. Die dag van die Here is 'n verwagte gebeurtenis vir ons wat kinders van lig en dag is. In verse 4 tot 5 van hoofstuk 5 sê, maar julle broeders is nie in die duisternis dat die dag julle soos 'n dief sou oorval nie. Julle is almal kinders van die lig en kinders van die dag. Ons is nie van die nag of die duisternis nie. En toe ek destyds nog in die wegraping voor die verdrukking geglo het, het ek hierdie verse verstaan asof die dag van die Here ons nie soos 'n dief sal oorval nie, want ons sal nie op aarde wees wanneer dit kom nie. Maar soos ek dit nou verstaan, is dit nie wat Paulus sê nie. Hy sê eerder dat as kinders van die lig en kinders van die dag, daardie dag ons nie soos 'n dief sal oorval nie, want ons sal dit verwag en ons sal in die lig van sy sekerheid leef, al weet ons nie die presiese dag of oomblik nie. In die duisternis waarna Paulus verwys is beide geestelik en moreel. In Efesiërs 4 vers 18 tot 19 verwys Paulus na ongelowiges wat verduisterd is in die verstand en vervreemd van die lewe van God deur die onkunde wat in hulle is vanweë die verharding van hulle hart wat ongevoelig geword het en hulle oorgegee het aan die ongebondenheid om in hebsug allerhande onreinheid te bedrywe. En in Romeine 1 vers 21 verwys Paulus na diegene wat geken het, maar hom nie as God geëer of gedank het nie. Gevolglik is hulle onverstandige hart verduister. En gevolglik, volgens Romeine 1 vers 24 tot 31, het God hulle in die begeerlikhede van hulle harte oorgegee aan allerhande verderflike drifte. Wanneer God ons red, dan red hy ons uit Satan se domein van duisternis en hy verplaas ons na Christus se koninkryk van lig, soos ons Kolossense 1 vers 12 tot 13 lees. En terwyl hy ons tot morele reinheid vermaan, in teenstelling met diegene in die wêreld, het Paulus in Efesiërs 5 vers 7 tot 10 gesê, wees dan nie hulle deelgenote nie, want vroeër was julle duisternis, maar nou is julle lig in die Here. Wandel soos kinders van die lig, want die vrug van die Gees bestaan in alle goedheid en geregtigheid en waarheid, en beproef wat die Here welbehaaglik is. En jy kan 'n soortgelyke ding ook in Johannes 12 vers 35 en 36 lees. So daar is dus 'n duidelike kontras tussen ongelowiges wat gekenmerk word deur geestelike en morele duisternis en gelowiges aan die ander kant wat kinders van die lig en van die dag is. So gelowiges sal nie verbaas wees wanneer die dag van die Here kom nie, want hulle verwag dit. Maar nou as dit so is, waarom vermaan Paulus ons dan om waaksaam te wees? En dit bring ons by die laaste punt. Want aangesien ons weet dat die dag van die Here kom, moet ons waaksaam en nugter wees en die wapenrusting van geloof en liefde en hoop aantrek. In verse 6 tot 8 van hoofstuk 5 sê, laat ons dan nie slaap soos die ander nie, maar laat ons waak en nugter wees, want die wat slaap, slaap in die nag, en die wat dronk word, is in die nag dronk. Maar laat ons wat van die dag is nugter wees met die borswapen van geloof en liefde aan, en as helm die hoop
op die saligheid. Die gewisse koms van die dag behoort ons te motiveer om te leef in lyn met wat ons in die Here is. Want ons is seuns of dan kinders van die lig en van die dag. En ek beskou daardie frases as sinonieme, dit is ons posisie in Christus. En daardie posisie vereis aksie. Laat ons nie slaap nie, maar wees waaksaam en nugter en trek die borsharnas van geloof en liefde aan en as helm die hoop op saligheid. En die ander in vers 6 verwys na ongelowiges, wat hier uitgebeeld word as slapend. Dit beteken dat hulle leef asof daar nooit 'n oordeelsdag sal wees nie. En as hulle iemand hoor noem van God se dreigende oordeel oor sondaars, dan rol hulle oë en hulle guggel, asof die persoon wat waarskuwing gee in fabels uit die donker eeue glo. En ek sien dit toenemend gebeur. In vers 7 is 'n illustrasie van die beginsel uit die natuurlike wêreld. Mense slaap gewoonlik snags en word snags dronk. En diegene wat geestelik slaap is in geestelike duisternis. Of soos diegene wat fisies slaap, of soos 'n dronklap wat geen idee het van gevare rondom nie. Hulle sal verras word wanneer die dag van die Here hulle oorval. En dit sal nie aangename verrassing wees nie. In die Bybel het baie tonele van slapende mense wat onbewus was van fisiese of geestelike gevaar. En sommige was ongelowiges en sommige was gelowiges. En Israel se vyandelike generaal Sisera het gevlug vir Israel se leer. En hy het uitgeput na die tent van 'n vrou met die naam Jael gekom, wat hom ingenooi het, en nadat hy in haar tent aan die slaap geraak het, het sy 'n tentpen geneem en het deur sy slaap gedryf, wat Israel volkome oorwinning gegee het. Jy kan hierdie verhaal in Rigters 4 vers 17 tot 24 lees. Het iemand het nooit geweet wat hom getref het. En ons sien later in Rigters 16 is die magtige Samson deur die bedrieglike Delila aan die slaap gesis, wat toe die Filistynse krygsheer geroep het om hom te probeer gevange neem. En hy het uiteindelik toegegee aan haar pleidooi om die geheim van sy krag te openbaar, wat gelei het tot sy gevangeneming, sy verblinding en sy verslawing. En ek bedoel as 'n slaaf, nie verslawing aan iets nie. So deur in Delila se skoot te slaap, was hy uiters dwaas en ongevoelig vir die gevaar waarin hy verkeer het. En die disippels kon nie wakker bly om saam met Jesus in die tuin te bid nie, en toe sy vyande hom aanval, het hulle almal in vrees gevlug. Die maagde in Jesus se gelykenis van sy wederkoms het almal in die slaap geraak, terwyl hulle vir die bruidegom gewag het. Maar die wyse maagde het hulle self met genoeg olie voorberei, maar die dwaases het sonder genoeg olie geslaap. En die wyses is na die bruilofsfees geneem, maar die dwaases is uitgesluit. En Jesus se toepassing is, wees dan waaksaam, want julle ken die dag en die uur nie. In Matteus 25 vers 13. En dit is Paulus se toepassing hier. Moenie slaap nie, maar wees waaksaam en nugter. En die werkwoord aangetrek te hê, kan ook vertaal word net as aantrek. As dit beteken aangetrek te hê, dan sê Paulus, wees wat jy is. Wanneer jy op Christus vertrou het, het jy hierdie geestelike wapenrusting aangetrek. Leef nou soos dit. Of anders as jy die betekenis net as aantrek sien, is die idee dat die manier waarop ons waaksaam en nugter bly, is deur hierdie geestelike wapenrusting aan te trek. En elders, byvoorbeeld in Efesiërs 6 vers 11 tot 20, en Romeine 3 vers 12, en 2 Korintiërs 6 vers 7, en ook in 10 vers 4, gebruik Paulus die analogie van geestelike wapenrusting en gee verskillende betekenisse aan die verskillende dele. In die bekende Efesiërs 6 teks wat ons almal tog mooi of goed ken, byvoorbeeld is die borsharnas geregtigheid, terwyl dit hier geloof en liefde is. Maar in beide tekste is die helm verlossing, maar hier is dit die hoop op verlossing, wat verwys na ons toekomstige verlossing wanneer Christus terugkeer. En in beide gevalle put Paulus uit Jesaja 59 vers 17, wat God as 'n magtige kryger uitbeeld, waar hy sê, en hy het geregtigheid aangetrek soos 'n pantser, en die helm van heil was op sy hoof, en die klere van wraak het hy aangetrek as kleding, en hom gewikkel in die ywer soos in 'n mantel. En in ons teks sê Paulus dat ons as gelowiges hierdie wapenrusting moet aantrek
wat God self in Jesaja gebruik het. En Paulus beskryf die wapenrusting met die 3 kardinale Christelike deugde wat hy reeds beklemtoon het in Hoofstuk 1 vers 3, naamlik geloof, liefde en hoop. En Johannes Calvin in sy Calvin's Commentaries merk op, hy laat niks weg van wat tot die geestelike wapenrusting behoort nie, want die man wat met geloof, liefde en hoop toegerus is, sal in geen afdeling ongewapend gevind word nie. En John MacArthur in sy MacArthur New Testament Commentaries on 1 en 2 Thessalonians wys daarop dat hierdie 3 deugde ons beskerm teen versoeking van die magte van die duisternis. Hy sê dat geloof vertroue in God se persoon is. Hy tree altyd op in ooreenstemming met sy eienskappe. En dit is ook vertroue in God se krag. Niks is te moeilik vir hom. Geloof is vertroue in God se beloftes. Hy hou altyd sy woord. En geloof is vertroue in God se soewereine plan, soos dit in die skrif openbaar word. Dit sal gebeur soos God se woord dit stel. En liefde verwys waarskynlik na beide liefde vir God en liefde vir ander, die 2 groot gebooie. En hoop kyk vooruit na die glorieryke toekoms wat God voorberei vir almal wat in Jesus Christus glo. En MacArthur sluit af op bladsy 162 en sê, wanneer geloof swak is, verkoel die liefde. Wanneer liefde verkoel, gaan hoop verlore. Wanneer hoop in God se belofte van toekomstige heerlikheid swak is gelowiges kwesbaar vir versoeking en sonde. So, doen dus af en toe geestelike ondersoek in die lig van die komende dag van die Here. Vra jouself af, is my geloof in Christus en sy offer vir my standvastig? Vertrou ek daagliks die gekruisigde en opgestane verlosser, soos Johannes 14 vers 1 en Johannes 20 vers 31 sê? Is my liefde vir God vars en lewenskragtig, soos Openbaring 2 vers 4 tot 5 noem? Is my liefde verander, vurig en groeiend, soos 1 Petrus 1 vers 22 en 1 Petrus 4 vers 8 sê? Motiveer my hoop in Christus se wederkoms en die toekomstige heerlikheid wat hy beloof het, my om hom te gehoorsaam en te dien. 2 Timoteus 4 vers 8. Vra hierdie vraag vir jouself. Ek wil afsluit, 'n pastoor vertel, hy sê, ek het een keer by die deftige Drake Hotel in Chicago gewerk. En jare voordat ek daar was, in Julie 1959, sou koningin Elizabeth Chicago besoek. En uitgebreide voorbereidings is vir haar besoek getref. En die waterfront is gereed gemaak om haar skip vas te meer. Vullismandjies is geverf en 'n rooi tapuit was gereed om uitgerol te word, sodat sy daarop kon loop. En baie hotelle is gewaarsku om gereed te wees. Maar toe hulle die Drake Hotel kontak, het die bestuurder gesê, ons maak geen spesiale planne vir die koningin nie. Ons kamers is altyd gereed vir koninklikes. Geliefdes, so behoort ons lewens te wees in die lig van Christus se wederkoms. Ons behoort geen spesiale of ongewone voorbereidings hoef te tref nie. Ons behoort elke dag waaksaam en gereed te leef vir die dag van die Here. Amen. Kom ons maak die oë toe. Here, baie dankie vir hierdie tydige boodskap, vir hierdie tydige waarskuwing. Dat ons moet weet, dat ons moet gereed wees. Nie soos mense, kinders van die nag nie, maar soos kinders van die lig en die dag. Ons moet gereed wees dat dit vir elke oomblik, want dit kan enige oomblik gebeur, en dat ons nie dan onkant gevang sal word. Dat ons nie sonder olie gevang sal word. Dat ons nie aan die slaap gevang sal word. Ons vra dit in Jesus naam alleen. Amen. Geliefdes, dankie dat julle geluister het. My hoop en my gebed is dat hierdie boodskap dan ook weer eens vir julle voedsel vir julle siele sal wees, maar dat dit julle sal wakker skud as julle al van die slaap is. Dat die koms van die dag van die Here julle elkeen gereed sal vind. Mag julle wonderlike Christus gevulde dag en 'n Christus gevulde week geniet, en as dit die Here se wil is, kom ons volgende Sondag weer rondom sy woord bymekaar. Maar tot dan mag die genade van God met julle wees. Mag God self met julle wees. En mag God julle seën. Shalom.